Goeiedag en baie welkom by ons volgende uitgawe van die Wetreport. Ek is Dr. Dani Odendaal en ek gaan julle vandag bietjie inlig ten opsigte van rooiwater, wat seker een van ons mees dodelike siektes is in die land, wat steeds voorkom op 'n baie hoë vlak. By siektetendense, een van die heel belangrikste tendense wat ons opspoor, is ons bosluis-ooggedragte siektes. Ons lewe in Suidelike Afrika en spesifiek in Suid-Afrika, en hierdie is seker die siektes wat vir ons die meeste vrektes veroorsaak in beeste, en dan ook in skape, tot 'n groot mate as ons kyk na hartwater. Die siektes wat ons vandag na die tendense gaan kyk, is meer gebaseer op beeste. Dit gaan spesifiek oor rooiwater. Rooiwater, as ons na die siektetendense gaan kyk, oor die laaste 10 jaar wat ons siektes rapporteer, sal ons sien dat rooiwater ons nommer 1 probleem is in meeste areas. Een ding wat ons moet verstaan, is daar's 2 soorte rooiwaters. Dit is amper 2 verskillende siektes, baie dieselfde organisme, maar die uitkoms van die siekte verskil dramaties. Kom ons kyk eers na Afrika rooiwater. So ons Afrika rooiwater baie wyd versprei. Van al die bosluis-ooggedragte siektes is hy die wydste versprei in Suid-Afrika. As ons op 'n maandbasis kyk, of 'n jaarbasis, ekskuus, wat gebeur het in die laaste jaar, sal jy sien, oral was dit 'n krisis, selfs in sekere areas soos die Noord-Kaap, waar hy amper nooit voorkom nie. Was daar randgebiede waar dit wel voorgekom het. As ons kyk oor 'n langer termyn, oor 3 jaar, sal ons sien, hierdie is ons krisis elke jaar, rooiwater. En dit lyk nie of ons baie goeie oplossings daarvoor het nie, omdat ons die siekte nog sien op so hoë vlak voorkom binne in die land. As ons gaan kyk na Asiatiese rooiwater, hierdie rooiwater was altyd beperk tot sekere areas in KwaZulu-Natal, in die kusstroke, in die Oos-Kaapse kusstroke, en selfs in die Suid-Kaap, want hy later toe uitgebrei het. Maar nou sien ons hierdie siekte is besig om voor te kom, soos in die laaste 5 jaar, in areas waar hy nooit voorheen was nie, en hy veroorsaak absolute chaos, soos in die Vrystaat. Onthou, die een ding van Asiatiese rooiwater, is dat in 'n volwasse bees, as daai siekte op die plaas kom, en daai diere het nie weerstand teen daai siekte nie, vrek hulle almal. As daar nie tydig behandeling, en gelukkig is daar behandeling in hierdie geval, maar as daar nie tydig behandeling gedoen word nie, daar is bitter min diere wat vatbaar is vir die siekte, wat die siekte kry wat oorleef, as daar nie tydige behandeling was. En gelukkig, soos gesê, daar is 'n behandeling in die geval. So rooiwater is een van die tendense, as ons veeartse kongres hou, en ons kyk na sekere areas, waar ons bitter min vordering maak, lyk my oor die jare. Ons het eintlik agteruit gegaan. En een van die redes hoekom ons agteruit gegaan het, is, daar is wel 'n inenting, die inenting word op 'n baie lae vlak gebruik, maar is verskriklike tegniese inenting, jy moet hom baie goed doen, dis 'n kru-inenting, dis basies die bloed van 'n siek dier, wat gevries word, en dan in 'n ander dier gegee word, om werklik die siekte te gee, en hy moet op 'n sekere stadium gedoen word, sodat daai dier nie reageer op daai enstof, en wel siek word nie, soos ons sal sien, kan gebeur in volwasse diere, in jong diere, en ons sal kyk by die siekteproses, hoekom jong diere beter ingeënt kan word as ouer diere. Ons grootste beperking is met rooiwater, Asiaties sowel as Afrika rooiwater, is dat die enstof nie gereedelik beskikbaar is nie. So as ons 'n boer wat in 'n randgebied bly, waar die siekte onstabiel is, wil oorskakel na 'n entingsprogram toe, dan het ons nie die enstof op 'n gereedelike basis beskikbaar van die enstofvervaardiger nie. En dis een van die beperkings in ons land. Dit was nooit 'n krisis nie. Was een van die basis-enstowwe waar die hele instituut by Onderstepoort op gebou was om daai enstof te ontwikkel, en nou sit ons met 'n beperking rondom dit. So, in siektetendense, rooiwater, ons eerste rede vir vrektes
in volwasse beeste in Suid-Afrika en ek gaan nou in detail kyk bietjie na hierdie siekte wat so ingewikkeld is. Ja, so in ons siekte fokus volg ons altyd weer daai benadering wat ons sê, kom ons gaan kyk na die siekte, ons kyk na sy oorsaak, sy oordrag, wat is sy siekteontwikkelingsproses, wat is siektetekens gaan ons sien of vind met 'n ondersoek, wat is die behandeling daarvoor, wat is die voorkoming en wat is die uitkoms van daai spesifieke siekte. Nou dit is baie om te bespreek, ek gaan maar fokus op Afrika rooiwater en net iets sê oor Asiatiese rooiwater, hoe dit verskil. As ons kyk na Afrika rooiwater, word hy oorgedra deur ons gewone blou bosluis. Dis die bosluis wat die wydste versprei is in Suid-Afrika en hierdie kaart wys vir jou waar daai bosluis oral versprei het. Daar's uitsonderlike plekke waar dit baie droog is, waar die bosluis nie voorkom nie, maar amper kom hy in die hele Suid-Afrika voor. So ek sê in die Noord-Kaap is daar van die plekke waar hy min voorkom of glad nie voorkom nie. So hy word oorgedra deur hierdie bosluis en as die bosluis nie daar is nie, kan hy nie oorgedra word nie. Hy suiwer 'n bosluis oorgedraagde siektes, is 'n biologiese vektor, so daar's 'n ontwikkeling van hierdie organisme binne in die bosluis. Hy kan hom van een generasie na die volgende generasie toe oordra. Die bosluis verloor nie die siekte infeksie nie, so ek sê, hy kan verskeie generasies kan hom oordra. Die bosluis wat hom spesifiek oordra, die stadium van die bosluis, en dis ook baie interessant, is die nimfstadium. Onthou, in blou bosluis wat ons gesê het in die vorige program, kry ons 'n larf, 'n nimf en 'n volwasse stadium. Die oordrag van Afrika rooiwater is deur die nimfstadium, die tweede stadium, en die volwasse stadium. Die larf dra hom nie oor nie. Die larf dra Asiatiese rooiwater oor. En dit is baie belangrik in siektevoorkoming dat ons weet hierdie ding word oorgedra deur die nimf. Dit beteken dit gee vir ons 'n klein bietjie speling met ons interval van dipproses as ons die siekte voorkom deur die skoonhou van diere van bosluise. So die oordrag deur die bosluis, dan kom hy in die dier in en hier is dit 'n ongelooflike interessante siekte in sy ontwikkelingsproses. Hierdie organisme wat 'n protozoa is 'n bietjie groter as 'n bakterium, gaan spesifiek na die rooi bloedselle toe. Hy gaan infekteer 'n rooi bloedsel en verdeel hy, as hy dan verdeel, bars daai rooi bloedsel, dan gaan daai twee organismes maar die volgende twee rooi bloedselle toe. En daai proses vat tyd. Dit is 'n stadige proses. Minder as 1% van die rooi bloedselle word initieel aangetas. En soos die organisme dan vermeerder, is dit naderhand 1% en naderhand is dit 2%. Maar dit gebeur oor 2 weke. In die geval van Afrika rooiwater, 2 tot 3 weke. Voor daar genoeg rooi bloedselle aangetas is om die dier dan skielik siek te maak. En die interessante ding is, die liggaam erken nie hierdie siekte, totdat daar ongelooflik baie rooi bloedselle aangetas is, wat gebars het, en die dier het dan 'n erge bloedarmoede. So wanneer die dier sy eerste siektetekens toon, vrek hy binne 24 tot 48 uur. En dit is die belangrik. So hierdie broeifase is 2 tot 3 weke, maar as die dier sy eerste siektetekens toon, dan is hy in die fase waar daar genoeg bloed vernietig is, rooi bloedselle, wat hy nie meer kan suurstof dra nie, en daai dier vrek binne 24 tot 48 uur, as hy nie gediagnoseer en behandel word nie. So, as jy na dit gaan terugkyk en sê, maar hoe voorkom ek dan hierdie siekte binne in my kudde, of hoe voorkom ek verliese, is een van die heel belangrikste goed, en ons konsentreer altyd daaglikse observasie van die diere, die ondersoek van die dier, sodra jy iets verkeerd sien, en ondersoek het altyd 2 komponente. Ons vat die koors, en die koors is altyd oor 40, in die geval van rooiwater, en ons kyk na die binneooglid. Die binneooglid skep mense af. Hierdie siekte veroorsaak 'n bloedarmoede, so die binneooglid gaan spierwit wees, en later kan hy bietjie geel word. En dan gelukkig met rooiwater, soos in die video wys, sien ons in hierdie video is 'n ekstreme geval van rooiwater, sien ons dan die rooiwater. Asiatiese rooiwater anderste. En ek het nie genoeg tyd om nou daar in te gaan nie, maar Asiatiese rooiwater het dieselfde ontwikkelingsproses, bietjie vinniger as Afrika rooiwater,
maar hy wys nie normaalweg rooi water nie. Die dier vrek akiet sonder dat hy enige siektetekens gee. En ons sal in 'n ander program daarop uitbrei hoekom Asiatiese rooi water dan vir ons so verskriklik vinnige vrekte gee, eintlik as gevolg van 'n skokreaksie op die einde van die siekte, waar Afrika rooi water altyd vir ons 'n dag of 2 gee om derm te behandel, om hom te sien. So in die laaste afdeling sal ek weer 'n bietjie praat oor die bestuur en voorkoming van die, kom ons fokus op Afrika rooi water. Ja, in ons laaste afdeling wil ons 'n bietjie praat oor die beplanning en voorkoming van rooi water. Hierdie is 'n verskriklike komplekse siekte. Dit is verskriklik moeilik om in 'n kort program soos die vir al die inligting te gee. Een van die heel belangrikste goed wat ons moet besef wanneer dit kom by beplanning vir die beheer van hierdie siekte of voorkoming, in baie van die gevalle is voorkoming baie moeilik. Vir die beheer van hierdie siekte, dis absoluut aangewese op jou omgewing en dit wat in jou omgewing voorkom. So die samewerking met die veearts wanneer dit kom by rooi water is van uiterste belang. As ons kyk na siekterapportering sal ons sien dat elke een van die veeartse wat rapporteer kan baie duidelik sien of sy area stabiel is ten opsigte van rooi water. Dit beteken daar is soveel blootstelling aan hierdie siekte van die kalvers onder 6 maande ouderdom. Wat ons nie kon gesê het in die siekte fokus nie, 'n kalf het 'n nie spesifieke immuniteit teen rooi water tot op die ouderdom van 6 tot 8 maande. As hy op daai stadium deur die geïnfekteerde bosluis gebyt word, ontwikkel hy immuniteit sonder om siek te word. En hy sal basies vir die res van sy lewe immuniteit het. Dis 'n stabiele fase, dis 'n stabiele area. Dis 'n area waar daar genoeg rooi water voorkom, omtrent al die kalvers word blootgestel voorloop speenouderdom is. Die siekte is daar, maar jy sal hom nooit sien nie, want die dier het immuniteit. En dan het ons die randareas, waar daar net te min bosluise is wat geïnfekteer is. Party jare word die diere blootgestel, party jare nie, en dan word die diere ouer as 6 maande, dan verloor hulle hierdie nie spesifieke weerstand teen die siekte, en dan word hulle blootgestel op 1 jaar oud, of op 2 jaar oud. En soos laas gesê het, rooi water, van die vorige afdeling gesê het, rooi water in 'n volwasse dier lei net tot een ding, tot die siekte. Hy is nooit in 'n graad waar hy so laag is, dat daai dier kan immuniteit opbou nie. Daai dier word siek, en daai dier moet behandel word om hom te laat oorleef. So die voorkoming van rooi water het basies 2 bene, afhangende van die area waarin jy boer en jou samewerking met die veearts. Die een is waar ons 'n stabiele endemiese situasie het. So in daai areas is daar blootstelling van die kalvers voor 6 maande, en ons bosluisbeheer wat daarna plaasvind, is taktiese bosluisbeheer. Dis dat daar nie verliese kom ten opsigte van die bloed wat die bosluise sy en daai tipe van verliese of wonde wat hulle veroorsaak nie. In daai geval dip ons net wanneer daar 'n klomp bosluise is. En ons praat hier van blou bosluise, die oordrag van Afrika rooi water. In areas wat onstabiel is, of waar diere nie weerstand het nie, en dit gesien ons steeds in groot dele van KwaZulu-Natal, groot dele van Mpumalanga se Laagveld, ons sien dit ook in groot dele van die Suid-Kaap, en dan is daar ook gedeeltes van die Oos-Kaap, wat dip op 'n weeklikse basis plaasvind. En daai dip wat op 'n weeklikse basis plaasvind, is om te voorkom dat die bosluis die siekte oordra na vatbare diere toe. So ons boer en sit daar in 'n situasie wat totaal anders is. Diere is altyd vatbaar vir rooi water. Nou in my gedagtes is dit 'n baie moeilike situasie om langtermyn te bestuur, maar daar's boere in daai gebiede wat dit baie goed reg saam met hulle veeartse, spesifiek ook melkboere in daai spesifieke areas waar die diere totaal vatbaar is vir rooi water, maar die siekte word voorkom deur 'n weeklikse behandeling van die diere, veral in die tyd wanneer hierdie blou bosluise aktief is in die natseisoen. So net om af te sluit ten opsigte van die beheer en bestuur van rooi water,
met vroeë behandeling, met bosluisbeheer en wat ek nie nou eers tyd gehad het nie, die moontlikheid van inenting van hierdie diere onder sekere omstandighede om dit te voorkom, is iets wat boere met hulle veeartse baie nou moet saamwerk. Dis seker die mees uitdagende siekte wat daar is, en dit is vir elke gebied in Suid-Afrika, distrik, saam met die veearts, is daar 'n beter oplossing. Daar is nie 'n enkel program wat reg deur die land gevolg kan word vir die spesifieke siekte nie. Ja, so baie dankie die weer ingeskakel het. Soos jy kan sien, hierdie is 'n komplekse siekte. Rooiwater is iets wat jy met jou veearts mee saamwerk. Vir meer inligting kontak Agri TV. En vir al die boere daar buite, julle doen 'n baie goeie werk. Ons lewe in 'n land met ongelooflike siektes. Ek hoop hierdie maak 'n bydrae tot julle beter verstaan van hierdie siektes. Deel dit met ander veeboere as julle dit belangrik vind. En soos altyd, totsiens, tot ons weer sien.